Miskien moet ek vers 3 ook lees, dat ons dit net kan sien. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Met watter seëninge? Alle seëninge. Wat beteken alle? Daar is nie 'n seëning wat hy jou nie meer geseën het nie. Alle seëninge in Christus Jesus. Kyk nou vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nou is hy alle mense uitverkies het om heilig en sonder gebrek te wees. Wat is ons verantwoordelikheid? Jy sien, as God jou 'n geskenk gee, wat se verantwoordelikheid het jy? Net om die geskenk te aanvaar of te sê nee, dankie, ek wil dit nie hê nie. Kan jy dink waarom gaan party ouens hel toe? Net omdat hulle gesê het nee, dankie, ek wil nie die geskenk hê nie. Ek sal my eie, dan praat Romeine 10 daarvan. Hy sê, ek bid vir Israel dat hulle gered moet word. Maar hulle kan nie die vryspraak van God aanvaar nie, want hulle wil hulle eie geregtigheid bewerk. Ek dink ek gaan Titus 2 vers 11 ook lees. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Jy sien, daar's nie 'n mens aan wie God nie die reddende genade gegee het nie. Wat God nie die redding gegee het nie. Hy nou sê hy in vers 12, en leer ons, jy sien die reddende genade leer jou, om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te leef. Jy sien, wanneer jy die genade ontvang, gebeur daar iets binne in jou, en dit verander jou hele wese, verander jou denke, en jy begin 'n nuwe uitkyk op die lewe het. Kyk nou na die 3de hoofstuk in vers 4. Hy sê, maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn, nie op grond van werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte, en die vernuwing deur die Heilige Gees, die kennis wat ewe skielik kom om jou te vernuwe, wat hy ryklik op ons uitgestort het, deur Jesus Christus ons verlosser. 1 Petrus die 3de hoofstuk vers 19. In wie hy ook heen gegaan het en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag. Onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur die water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Nie môre nie, nie gister nie, nou. Vandag as jy my stem hoor, verhard jou hart nie, waarvan die doop ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Kan jy dink, as jy uit daardie water uit opstaan, en jy dink, ek is so bly, my ou mens is begrawe, daardie sonde, ellende en al my verlede is begrawe. Ek staan op as 'n splinter nuwe skepping, en dit wat God vir my kom doen het, hy het my kom red, hy het soos die doop in die plek van die ark gestel, soos die ark gekom het om die mense te red, gaan ek in die doopwater, en ek begrawe die ou mense, en ek staan as 'n nuwe mens op, en God red my, God se redding word vir my 'n werklikheid, deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het en na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Alles aan hom onderwerp is.
Dit wat hy gedoen het, 'n ewige werklikheid, dit kan nooit weer verander word nie. As hy jou eenmaal gered het, dan is jy gered vir tyd en ewigheid. Jy het dit wat hy vir jou gebring het. Luister weer na Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat glo, nie verlore sal gaan nie. Dis nie moontlik nie, want hy het jou die ewige lewe geskenk. 'n Ewige lewe geskenk. Maar jy moet dit aanvaar, en die doop is die aanvaarding van dit wat God kom doen het. Kan jy dink, as jy net dink aan daai ark, massief hier op 'n berg, en dit lyk so onmoontlik. Hoe kan dit wees dat God ons deur daai skip gaan red, daai huis, 3 verdiepings, wat hier op 'n bult staan? Hoe kan God ons daardeur red? Snaaks hoe ouens tot vandag toe nog redeneer. Hoe kan God ons red? As ek dink hoe sondig my lewe is en was en al die duisternis, hoe kan God my red? Kan jy dink die beloftes van God? Hy het ons geseën met alle seëninge uit die hemel. Ek sal jou sonde wegneem en daar nooit weer aan dink nie. Dis Hebreërs 8 vers 10. Ek sal daar nooit weer aan dink nie. En jy sien dit met jou oë, en al wat ek en jy kan doen, is om dit te aanvaar, sodat ons dit kan ervaar. Die oomblik wat jy die werklikheid aanvaar, dit wat God sê, nie wat jou verstand sal teeskop, en jy sal in jou tradisies vassit, maar miskien moet ons net hier kyk in 1 Petrus 1 vers 18. Hy sê, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, soos silwer en goud, losgekoop is van julle ydelike lewenswandel. Nou, ek het dit nie hier ingeskryf nie, dit staan in jou Bybel. Jou ydelike lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is. Die tradisies van die vaders, het jou 'n ydelle lewenswandel, man, dit kan nooit werk nie. Jy moet jou sonde bely, jy moet van jou sonde ontsla, jy moet ophou om te dit, en jy moet ophou om te dat. Dit kan nooit so werk nie. Hierdie groot God het gekom om jou in een oomblik 'n nuwe lewe te skenk, 'n onverganklike lewe. 1 Johannes 4 vers 9. En dan kyk jy net, wat het met jou gebeur en hoekom het dit gebeur? Hy sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God ons sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Sodat ons deur hom kan lewe. Deur hom, hy is nou jou lewe. Jy leef nie meer nie. Galasiërs 2 van vers 19 af. Hy sê, want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Deur die wet is ek vir die wet dood. Nooit weer sal wettiese godsdiens enige greep op my hê nie, of enige impak op my hê nie. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig. Met ander woorde, ek maak Christus se kruisiging my eie. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Die ou lewe begrawe, deur die doop begrawe. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. God het sy enige gebore seun gegee, sodat ons deur hom kan lewe. Hy is nou ons lewe. Hy sê, en wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die seun van God, wat my lief gehad het,
en homself vir my oorgegee het. Jy sien, Christus is 'n geskenk van God vir jou. Sy lewe is 'n geskenk van God vir jou. En daardie lewe is dit wat eenmaal voor God gaan staan. Daardie lewe van Jesus Christus wat jy aangeneem het. Daardie lewe wat heilig is, wat regverdig is, wat verlos is in elke opsig, want hy het vir die sonde gesterf en hy het opgestaan, en nou is hy jou lewe. Hy's jou lewe. En hierdie wonder van alle wonders word nou ons eiendomsreg deur die doop. Nou sê vers 21, ek verwerp nie die genade van God nie. Moet dit nie. Jy sien selfs Hebreërs 2 vers 4 sê, hoe sal julle ontvlug as julle so 'n groot saligheid verontagsaam? Jesus Christus alleen is nou jou lewe, en hy is die lewe wat eendag voor God gaan staan. Kyk net na Kolossense 1 vers 22. Is so, mens kan eintlik nie ophou om na skrifte te kyk as jy dink aan die wonder van wonders wat hierdie groot God vir ons kom skenk het nie. Hy sê in Kolossense 1 vers 21. Hy sê ook julle wat vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen verlede tyd in die liggaam van sy vlees deur die dood. Hoekom het hy dit gedoen? Luister net mooi. In die liggaam van sy vlees deur die dood. Hy het dit gedoen om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Kan dit meer duidelik wees? Die oomblik wat jy aanvaar dat jou ou mens gekruisig is, dat jou ou mens gesterf het, jy staan op in 'n nuwe lewe, 'n geskenk van God, dan besef jy hoe groot hierdie werklikheid is, dat hy stel jou heilig, sonder gebrek en onberispelik voor die Vader.